die Here. Is jy opgewonde? Net vir interessante, iemand het my die dag gevra, of ek my tablet gekry, die antwoord is ja nie. Druk zwaar afplaats gedeed en misschien hierdie week net vir my meer vastgemaak het. En as ek 'n tema kan aan die woord bied, sal dit wees ek is. Steeds vandag. Ek is steeds vandag. Julle kan saam met my lees in Exodus 3 vers 13 tot 15. Daar lees ons hierop het Moses tot gestuur. Maar as ek by die kinders van Israel kom en dan hulle sê, God van julle vaders het my na julle gestuur en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Nou geliefdes, wat 'n amazing gedeelte is hierdie nie. God verskyn aan Moses en hy gee aan Moses 'n opdrag om Israel te gaan bevry in Egipte. So hy kry die opdrag dat hy moet gaan en hy moet die voorwerk gaan doen om Israel uit Egipte uit te lei. En Moses is wederstrewig, Moses wil dit nie doen nie want hy is onseker. Moses is ongemaklik met die opdrag wat God hom wil gee en hy probeer met God argumenteer en allerhande mooi verskonings, maar God het vasbesluit dat Moses die persoon is wat hy gaan besluit, want dit is die doel wat God alreeds vir Moses gehad het, toe hy sy lewe gespaar het, toe hy 'n baba al was. En nie net dit nie, het Moses onder die beste opleiding in Egipte groot geword. So God het reeds 'n pad gemaak, sodat hy die nodige opleiding kon hê, sodat hy die regte leier kon wees, om Israel uit te kon lei. So God het al hierdie goed al vooraf beplan, dit was nie 'n op die oomblik ingewing wat God besluit het, maar wag, Moses lyk na die regte kandidaat nie. God het dit al reeds beplan, maar Moses, dit was nou 'n ander storie daai. Moses is soos baie van ons. Nee, Here, nie vir my nie, daar is iemand anders wat dit kan doen. Klink dit vir julle bekend? Kom, wees nou eerlik. Ons almal doen dit. Here, nee, daar is iemand anders wat beter praat as ek. Here, daar is iemand anders wat beter sing as ek. En dis presies wat Moses doen en hoe meer God vir Moses die opdrag gee, hoe meer verskoning probeer Moses om nie te gaan nie. En Moses vra vir die Here, hy sê, Here, maar as ek dan gaan en ek gaan praat met hierdie ouens. Ek gaan sê vir hulle, wie moet ek sê het my gestuur? Nou dit klink na 'n snaakse vraag om vir God te vra. Wie moet ek sê het my gestuur? Want ons dink in ons gedagtes dat Israel behoort in verhouding met God te gestaan het, nie waar nie? In ons gedagtes het ons hierdie idee dat Israel, terwyl hulle in Egipte was, 'n volk was wat getrou aan die Here gelewe het. Maar die realiteit is dat Israel was nie 'n volk wat getrou aan die Here geleef het nie. Inteendeel, ek dink nie eers hulle het noodwendig in verhouding met die Here gestaan nie, wat nog te sê van in verhouding met God geleef. Want wanneer ons mooi daaroor nadink, op daardie stadium was daar nie noodwendig, daar was nie 'n Bybel gewees nie, soos wat ons vandag het nie. Die wet was nog nie geskryf nie, die eerste 4 boeke van die Bybel was nog nie geskryf nie, want Moses het dit eers later geskryf. So hulle het maar by wyse van oorlewering, het hulle gehoor van God, het hulle gehoor van Abraham, het hulle gehoor hoe God die beloftes gemaak het, en een geslag het dit oorvertel aan die volgende, en so het die boodskap onder hulle versprei. So hulle het nie daai ervaring gehad met God om te sê, maar die Here sê vir my die volgende nie. So wanneer ons mooi daaroor nadink, is dit 'n geldige vraag wat Moses vir God vra. Selfs Moses het nie noodwendig in verhouding met God geleef nie. Jy weet, ons het hierdie romantiese idee van daardie tyd, dat almal was in verhouding met God, en dit net goed gegaan, en Moses spesifiek, jy weet, was hierdie uitverkore ou wat in verhouding met die Here geleef het, maar hy was nie. Hy het in Farao se huis groot geword. Hy het onder heidene se gewoontes het hy groot geword. Hy het gaan trou buite Israel. Het hy 'n vrou gevat. So hy was nie deel van hierdie manier hoe die goed gewerk het nie.
En hier kom God en God verskyn aan hom. En Moses kry 'n ervaring met God wat hy nie ken nie. So as ons mooi gaan dink, die vraag wat hy vir die Here vra, Here, maar wie gaan ek vir hulle sê, het my na U toe gestuur? Dan is dit nie 'n snaakse vraag wat Moses vir God vra nie. Want ek dink nie die volk het sou noodwendig weet waarvan Moses praat as hy daar opdaag en sê, die Here het my na julle toe gestuur nie. Wie? Wie is die Here? Wie is hy? Want die volk sou hom nie ken nie. So hierdie was 'n baie geldige vraag wat Moses vir God vra. En God antwoord en hy sê vir hom, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy aan die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. So baie duidelik antwoord die Here vir Moses, ek is wat ek is. Ek is, het my na julle toe gestuur. Nou, ek weet nie wat dink julle nie, maar as ek my nou moet voorstel een van julle en ek sê vir jou, ek is, gaan jy vra, wat? Sê reg? Of wie? Of jou punt is, praat net verder. As ou mooi na die woorde luister, ek is wat ek is, dan sê dit nie veel nie. Dit praat nie veel nie. En as ons mooi daaroor nadink en in ons Afrikaans dit probeer vertaal, dan maak dit nie noodwendig sin om te sê, ek is, het my gestuur om vir julle te sê, kom uit nie. Ek is wie? Ek is wat? Maar weet julle wat, as ons so 'n bietjie by daardie woorde gaan stil staan, en ons gaan staan so 'n bietjie stil, wat God vir Moses gesê het, toe hy vir hom gesê het, ek is wat ek is, en ons gaan kyk so 'n bietjie na die oorspronklike taal, na wat dit beteken, dan sluit dit vir ons iets oop, wat ons meer laat verstaan, waarom die volk sou reageer, wanneer Moses sê, ek is, het my na julle toe gestuur. So wanneer ons mooi gaan kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons daar, as ons na Hebreëus kyk, moet ek dit sê, lees net wat op die bord staan. Want ek weet nie hoe om dit uit te spreek nie. Eheje, Esher, Eheje. Sweet. En dit wys na die eerste persoon vorm van die werkwoord Aya, wat beteken om te wees. So, en dis 'n werkwoord om te wees, wat wys daarop, dat dit altyd, wat altyd, of ewig is, en wat voortgaande, onvoltooide aksie is. Met ander woorde, wat God vir Moses gesê het, is hy sê, ek is van die begin af, ek is nou, en ek sal vir ewig wees. So God antwoord vir Moses, wie moet jy sê is dit? Sê vir hulle, ek wat van die begin af was, ek wat nou is, en wat tot in alle ewigheid sal wees, ek het jou gestuur. So skielik wanneer ons daarna kyk, dan verander die prentjie so bietjie, dan lyk dit so bietjie anders en God kleer dit vir hom so bietjie in ook. Hy sê vir hom daar in vers 15, hy sê dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig. En dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. So God kom en hy sê vir hom baie mooi, ek wat altyd was, ek wat is, wat in ewigheid sal wees, ek stuur jou, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek is die God wat die verbond met hulle gesluit het. En dadelik maak dit vir Moses 'n bietjie iets oop, dat dis die God wat hy aanbid, en net vir die interessantheid, en ek gaan nou terugkom daarna, as ons in Openbaring gaan lees, is dit hoe Jesus ook bekend gestel word aan ons in Openbaring, wanneer hy byvoorbeeld in Openbaring 1 vers 4, en daar's verskeie ander verse, dat hy sê, genade vir julle en vrede van hom, wat is, wat was, en wat kom. En hier praat hy spesifiek van Jesus, wat dieselfde benaming het as God die Vader. Wat in dieselfde konteks of terme verwys word na, as wat God na homself verwys het. Wat is, wat was, wat is, en wat kom, wat in ewigheid sal wees. Net vir die interessantheid. So wanneer ons dus dan na kyk wat God vir Moses hier kom sê, sê hy vir Moses so tussen die lyne, as ons nou so 'n bietjie dit inkleer en self woorde daarby sit, sê God vir Moses, dis ek
wat die hemel geskaap het. Ek wat die heelal gemaak het van die begin af. Ek wat die mens gemaak het. Ek wat die verbond met Abraham gesluit het. Ek wat Israel in Egipte gevorm en beskerm het. Ek wat nou deur die brandende bos aan jou verskyn. Ek wat Israel uit Egipte gaan uitlei en tot 'n volk maak. Ek wat hulle gaan onderhou en hulle gaan beskerm en aan hulle gaan voorsien. Ek wat my beloftes aan Abraham sal voortrek en die pad oopmaak vir die verlosser om uit die volk gebore te word. Ek wat die mense met my sal versoen deur die offer van die verlosser, wat die volkome paaslam is. Ek wat my gees op die mense gaan uitstort. Ek wat ewig sal wees tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Dit is ek wat jou stuur. So dis nie net 'n vinnige konsep van ek is, nou wie's ek nie. In dit alles het God vir Moses presies gesê wie hy is en wat hy gaan doen. En in so 'n mate dat Moses dit verstaan het. In so 'n mate dat die mense wat om hom was, verstaan het presies wat hy gesê het. So as God sê ek is, dan het hy verwys na al hierdie eienskappe van wie hy is en van dit wat sy plan was met die volk. Nou baie interessant is wanneer ons gaan kyk en net sien later, dan is dit net amazing om te sien hoe hy daai volk uitgelei het. En hoe hy op 'n stadium daai volk, hoewel hulle een van die kleinste volke was hulle een van die kragtigste volke gewees wat daar op die Bybelse tyd beweeg het en almal was bang vir hulle. Hoekom? Want die groot ek is was hulle God. Die groot ek is was met hulle. Die groot ek is het hulle gelei. En dit is wat God vir Moses hier gesê het. Toe hy vir hom gesê het, ek is, het dit juist daaroor gegaan. Dat hy homself openbaar het, vir wie hy werklik was. Vir wie hy werklik is. En weet julle wat baie interessant is? God het nie dalk op daardie oomblik ten volle vir Moses openbaar wat hy gaan doen en wie hy was nie. En as ons kyk so deur die tyd, soos wat hy met die volk beweeg het ons gesien dat hy daardie woord wat hy gegee het, daardie belofte stand gedoen het. En wat ook al nodig was, wat hy as God, wat sy taak ook al op 'n stadium moes wees, of die behoefte van die volk was, het hy aan voldoen. Het hy hulle gelei, het hy hulle gehelp. En as ons maar net so 'n bietjie kyk na name van God, karaktereienskappe van God, wat openbaar is, soos wat die tyd geloop het. En ek gaan sommer net so 'n bietjie by 'n paar van hulle stil staan, en julle kan net saam met my so vinnig daarna kyk. Praat ons van Yahweh Rafa, wat beteken om te herstel, of te heg, of te genees. So hy is ons geneesheer. Praat van Yahweh Nisi, deur ons manier. Ons praat van Yahweh Makadesh, die Here is met my, hy is my heiligmaker. Yahweh Shalom, deur ons vrede. Yahweh Sabaoth, of Sabaoth, is eintlik die regte uitspraak. Die Here van die leerskade. Yahweh Raha, om aandag te gee, om te versorg, om herder te wees. Verskillende eienskappe van God wat openbaar is. Yahweh Tzidkenu, die Here ons geregtigheid. Yahweh Shama, die Here is daar, is teenwoordig. Yahweh Husinu, die Here ons maker. Yahweh Jara, ons voorsiener. Yahweh Elohinu, die Here ons God. Yahweh Elohei, die Here my God. En hier is net om 'n paar name te noem van hoe God hom openbaar gemaak het, hoe God met die tyd, soos wat hulle geloop het, saam met hom, hoe hy hom aan hulle openbaar het, sodat hulle kon verstaan van wie hy werklik was. En dit is die God wat Moses geroep het. Dit is die God wat toe hy vir hom gesê het, ek stuur jou om my volk te gaan verlos. Wat vir Moses die opdrag gegee het, wat ten volle dit wat hy vir Moses gesê het, kon staaf. Wat ten volle saamgewerk het, om juist sy plan en dit wat hy wou doen, in vervulling te bring. Nou baie interessant is, ek hoor daar is baie goed in die media, en veral een van die groot argumente van die moslems is dat nêrens in die Bybel sê Jesus dat hy God is nie. Duidelik lees hulle nie die Bybel nie. Want daar is verskeie plekke wat God juis sê
dat hy God is. En as ons die Bybel verstaan, dan is dit duidelik vir ons sigbaar en dan ook kan ek verstaan hoekom hulle dit nie sien nie, want dis die Heilige Gees wat die letter lewendig maak. Dis die Heilige Gees wat die skrif, die woord in ons harte lewendig maak. Maar baie interessant is dat Jesus juis kom in Johannes en met dieselfde terme as wat God homself bekend gestel het, dat Jesus homself ook onder daai terme bekend stel. Maar die keer is dit nie onder die Hebreëse se woorde nie, is onder die Griekse woorde wat sê ego eimi. En dit beteken dieselfde wanneer hy sê in Johannes, ek is die brood van die lewe in Johannes 6 vers 35. Dan sê hy ek wat was, ek wat is en ek wat in ewigheid sal wees. Ek is die brood van die lewe. Wanneer hy sê ek is die lig van die wêreld, dan sê hy ek was aan die begin en ek is nou en ek sal tot aan die volëinding van die wêreld sal ek die lig van hierdie wêreld wees. Wanneer hy sê hy is die deur vir die skape, dan sê hy ek was van die begin af, ek is nou en ek sal vir ewig die deur vir die skape wees. Wanneer hy sê ek is die goeie herder, dan sê hy ek is nou, ek was en ek sal vir ewig die goeie herder wees. Is dit nie amazing om te sien hoe hierdie lyn deurgetrek word en hoe Christus, Jesus Christus, homself op dieselfde manier openbaar as wat God die Vader aan Moses gedoen het, nie? Dat hy wat was en is en ewig sal wees, dat hy hierdie dinge doen. Hy sê vir ons in Johannes 11 vers 25, hy sê ek is die opstanding en die lewe. En weer eens verwys hy hierna, sê Jesus, ek was die opstanding en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. En ek sal vir ewig die opstanding en die lewe wees. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek was van die begin af die weg, die waarheid en die lewe. Ek is nou die weg, die waarheid en die lewe en ek sal vir ewig die weg, die waarheid en die lewe wees. So baie duidelik kom Jesus en hy openbaar homself op dieselfde manier as God die Vader en ook as die wynstok. Sê ek was van die begin af die wynstok waarin die lote ingeënt moet word. Ek is nou die wynstok, die ware wynstok en ek sal vir ewig die ware wynstok wees. Jy sien, maar daar is geen ander naam waarby ons gered kan word as Jesus Christus nie. Daar is geen ander manier wat ons werklik met die Vader versoen kan word as juis God se plan wat hy in plek gehad het in Christus nie. Daar is geen ander manier nie. Ons kan ander maniere maak, maar die uiteinde daarvan is moeite wat ons het hier op aarde, maar die vrug daarvan het geen waarde nie. Die uitkoms daarvan gaan geen waarde hê nie. Jy sien, dit stop nie net daar nie en hierdie selfe konsep wat Jesus hier gebruik, die ego-emi konsep waar hy sê ek was en ek is en ek sal vir ewig wees, gebruik hy ook in ander terme, gebruik hy ook in ander volgordes deur die woord van die Here, wat hy homself in dieselfde lyn of dieselfde konteks as wat God homself openbaar het, wat Christus homself openbaar. En een van daardie voorbeelde is hierdie amazing belofte wat hy vir ons gee in Matteus 28, net voordat hy opgevaar het hemel toe, in Matteus 28 vers 20, wanneer hy sê ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van hierdie wêreld. So wat Jesus daar sê is ek was van die begin af met julle. Ek is nou met julle en ek sal tot in alle ewigheid met julle wees. Dis die Here wat ons dien. Dis die God wat ons aanbid. Dis die Here wat vir ons aan die kruis gesterf het. Paulus sê van hom in Filippense 2 vers 6 tot 8, hy sê hy wat in die gestalte van God was, hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Hierdie God, wat homself openbaar het as die groot ek is, wat was en is, en in ewigheid sal wees. Hy kom en hy sê, ek sal vir julle sterf aan die kruis. Ek sal die volmaakte offer vir julle wees. Ek sal die volmaakte paaslam wees, sonder vlek, sonder sonde, sodat ek geoffer kan wees, sodat julle in en deur my gered kan word. Hierdie groot ek is,
steeds besig vandag in ons lewens. Paulus kom en hy sê vir ons daar in Filippense 2 vers 13. Hy sê, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Hierdie selfde God, hy is steeds besig om in ons te werk. Hy is steeds besig om in ons te doen wat hy graag in ons wil bereik. Want weet julle, die realiteit is, nie een van ons toe ons Jesus aangeneem het is volmaak nie. Nie een van ons is volmaak nie. Almal van ons het foute. Almal van ons het gebrokenheid. Gebreke. Almal van ons is deel aan hierdie gebroke wêreld wat vol seer en smart en lyding is. Ons almal is deel hiervan. Maar weet julle wat? Die groot ek is besig om in ons te werk. Hy is besig binne in ons, sodat ons sal wil en sal werk na sy welbehae. En ons het 'n belofte van hom. Ons het 'n belofte van die Here af, wat sê, Paulus in Filippense 1 vers 6, hy sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Ons het daardie sekerheid, dat die groot ek is, wat was, en wat is, en wat in ewigheid sal wees, dat hy nog steeds in ons werksaam is. Hy woon in ons deur sy Gees. Hy is saam met ons elke dag wat hy ons lei deur sy krag en deur sy volheid. En sy wil is dat ek en jy hom nie net sal ken as Here nie. Dat ons hom nie net sal ken as iemand wat ons moet aanbid nie. Of as iemand wat ons van gehoor het nie. Maar dat ons hom werklik sal ervaar as die ek is, wat was, wat is en ewig sal wees. Daarom wil ek jou bemoedig, geliefdes, die God wat ons aanbid, het nog nooit verander nie. Hy is gister, hy is vandag tot in alle ewigheid. Hy is 'n drie-enige God, wat in sy volheid werk, en sy volheid staan as Vader, Seun en Heilige Gees. En hy het vir my en vir jou die pad gebaan, sodat ons ten volle in hom kan wees. En nie net die pad gebaan nie, hy is ook saam met ons deur sy Gees, wat hy ons lei, wat hy ons bewaar, wat hy ons help, sodat ons sterk in hom staan. En hy het een doel vir oë. Hy het een plan met my en jou, dat ons 'n verhouding met hom sal staan. En nie net 'n weet van verhouding nie, dat ek en jy in 'n kind-pa verhouding met hom sal staan. Dat ek en jy kind sal wees, sodat hy dit wat hy oor ons droom, dit wat hy vir ons wil gee, dat hy dit oor ons kan uitstort en uitspoel, sodat ons sy volheid in ons lewens kan ervaar. Hierdie groot ek is. Nou, ek dink dit is nogal 'n big deal, as die God van die heelal self aan die kruis gaan hang het deur sy seun. Dat hy self die prys betaal het, sodat ons in oorwinning in hom kan staan. Dat ons verlos kan wees in hom. Ek dink dit sê nogal iets van sy kommitment teenoor ons. So ek wil jou bemoedig in hierdie tyd waarin ons leef, weet dat hy is by jou. Die groot ek is, wat die heelal gemaak het van die begin af, hy is steeds vandag, en eendag sal ons hom sien kom op die wolke. Eendag sal ons in 'n oomblik verander wees, om soos hy te wees. Ek wens julle almal was so opgewonde as daai klein meisiekind, toe ek dit gesê het. Eendag gaan ons almal in 'n oomblik verander, dat ons kan wees soos wat hy is. So ek wil julle aanmoedig, hou uit, hou aan, hou vas. Hy wat die werk begin het, sal dit volëindig. Ons is nie op pad na niks toe nie. Ons is op pad op God se plan vir hierdie heelal. Ons is op pad met God se droom vir ons lewens. En wanneer ons hom toelaat om ons te lei, wanneer ons hom toelaat om ons te rig, sal ons dit ervaar wat hy vir ons wil gee. Prys sy kosbare naam. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend kan weet. U is steeds dieselfde God, wat Moses die opdrag gegee het, en homself aan hom bekend gemaak het, as die groot ek is. Here, Jesus, dit is juis u wat sê, ek is die goeie herder. Dis juis u wat sê, ek is die opstanding en die lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Here Jesus, en dis juis u wat die groot ek is,
wat aan daardie kruis vir ons gesterf het, sodat ons in U die ewige lewe kan hê, sodat ons in U volkome verlossing kan hê. Here, U het die dood oorwin. Daarom kan ons opgewonde wees in U. Here, en ek wil bid dat U volgende elkeen van ons, dat U net by ons sal stil staan. Here, en ja, en ek het 'n klomp name gelees wat juist praat van U karaktereienskappe, van wie U is en hoe U funksioneer. Here, en vanoggend is dit ook wie U is vir elkeen van ons. U is ons heiligmaker. Here, U is ons verlosser. U is ons banier. Here, U is ons herder. U is ons verlosser. U is vanoggend ons hemelse Vader wat ons oneindig liefhet. En ek wil bid as iemand is wat sê, "Jesus, maar Here, ek ervaar U nie so nie, ek ken U nie so nie." Here, wil ek bid dat U vanoggend ook in daardie mense se harte sal werk. Here, dat U by hulle sal stil staan, dat hulle U sal ontdek as die weg, die waarheid en die lewe. Dat hulle U sal ontdek, Here, as die lewendmakende God, wat wil by elkeen van ons stil staan, wat deel van elkeen van ons lewens wil wees. En ons sê vir U dankie, Here. Dankie, Here, dat U die werk wat U daar met Israel begin het, toe U aan Moses verskyn het daar by die brandende bos op daardie berg. Here, dat daardie werk nie gestop het daar nie. Here, maar dat U steeds vandag besig is. Dat U steeds vandag betrokke is. Here, totdat die einde sal kom. Here, en ons weet dat U is die God wat in ewigheid sal bestaan. Daar is nie 'n einde vir U nie. Here, maar daar is wel 'n einde vir ons lewens hier op aarde. Daar is wel 'n einde vir hierdie wêreld. Here, daar is wel 'n tyd wat U besluit het. Here, wat U weet, wat alles tot 'n einde sal kom. En bid, Here, dat U ons sal help. U wat die weg, die waarheid en die lewe is. Dat U ons sal help, dat ons reeds nou deel van die opstanding en die lewe sal ervaar. Here, dat ons reeds nou U in ons situasie sal ervaar. Reeds nou, Here, U in ons liggame en ons krankheid sal ervaar. Here, reeds nou, Here, die oorwinning wat alleenlik in U te vind is, dat ons dit sal ervaar. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Dankie, Here. Ons prys en ons loof U naam. Dankie, Abba Vader. Amen. Ek wil tog vra, as daar iemand is wat gebed nodig het, of voel jy wil met iemand praat, jy is so welkom om met my, of met Corrie, of met een van die leiers na die tyd te gesels. So moenie huiwer nie as jy nodig het, dat ons vir julle moet bid, of met julle gesels, as jy so welkom om met ons te praat. Ek gaan vra dat die mense wat gaan help in die nagmaal, dat julle na vore sal kom, julle plekke sal inneem. Baie dankie. Dis amazing om te dink dat die groot ek is, wat was, wat is, en wat sal wees, soos wat Jesus homself bekendstel in die woord, dat hy vir ons gesterf het aan die kruis, dat hy sy lewe vir ons gegee het, en dis juis, wanneer ons na die nagmaaltafel kyk, is dit juis ook sy opdrag wat hy vir ons gegee het, en gesê het, doen dit so dikwels as wat julle by mekaar kom, tot my gedagtenis, hy sê, wanneer ons, soos wat ons dit doen, dan vertel ons die storie, van hy wat vir ons gesterf het aan die kruis. Dat hy vir ons gesterf het. Dan vertel ons van sy bloed wat vir ons gevloei het en van sy groot liefde vir elkeen van ons. Want ek dink, ons kyk baie keer na die nagmaaltafel, maar ons vergeet wat die bron hiervan is. En die bron van hierdie tafel is God se liefde vir elkeen van ons. Die woord sê nie verniet vir ons, so lief het hy die wêreld gehad,
dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê nie. En dis juist waaroor Jesus, dis dan ook aan die kruis gesterf het, sodat God se liefde daarin vervul kon word tot elkeen van ons. So het hy dan die aand toe hy die brood geneem het, het hy dit gebreek en hy het gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En hy het die opdrag gegee, hy het gesê, doen dit so dikwels as wat julle by mekaar kom tot my gedagtenis. So 'n opdrag wat die Here ons gegee het om dit gereeld te doen. En net so het hy die wyn geneem en hy het die wyn geskink en hy het gesê, dis my bloed van die Nuwe Testament wat vir julle vloei. En hy het die opdrag ook daarin gegee dat ons dit so dikwels moet doen as wat ons by mekaar kom. So ons het daardie voorreg dat ons vanoggend in herinnering gaan bring dit wat Jesus vir ons gedoen het juis aan die kruis. Nou terwyl ek dan nou die brood en die sap gaan uitgee, gewoonte is ons deel eers alles uit dat almal het en dan gebruik ons saam die brood en dan gebruik ons saam die sap en dan as almal klaar is, sal ons die mandjies omstuur sodat julle dan die kelkies kan optel of opneem. So ek gaan nou eers uitdeel dat hulle dit uitgee. Wag, ek weet dit gee. 1 en 4. Die beker bo. My hope is in the blood, the light to which I cling. When enemies surround, when I don't feel a thing, you're always with me. Ek wil net noem, ons bedien ook in die bekers, as daar iemand is wat graag eerder van die beker wil gebruik maak, oom Frankie aan die onderkant sal na die afloop, sal hy met die beker bedien, en broer Marcel sal daar bo met die beker bedien, sodra ons dan bo klaar is, of bo geneem het. The power of your grace, love so unrestrained, taking back what's lost and trading in my shame. There is no way to see, to rival what you've done. You paid it on the cross. My hope is in the blood. So even in my guilt, you make me justified. I'll praise you from the depths. You're here time after time. You're always with me. For you so loved the world, you gave your only son. Now this I know for sure. No matter what I've done, you're always for me. The power of your grace, love so unrestrained, taking back what's lost and trading in my shame. There is no greater sin to rival what you've done. You paid it on the cross. My hope is in the blood. Your name is restoration. This is your reputation. Reviving what I've written of. Kom ons bly net bidend terwyl die nagmaal uitgedeel is. Ons gesels nie en kyk rond nie, ons wag totdat die nagmaal uitgedeel word. Victory can be undone. Your name is restoration. This is your reputation. Reviving what I've written of. Your heart is always for me, and that is never changing. Your victory can be undone.
was rich. I remember who I was. Prys die Here. Here, dankie vir hierdie broodjie wat ons kan gebruik vanoggend. Dankie dat u liggaam vir ons gebreek is. Here, die groot ek is. Here, u wat was, u wat is en wat in ewigheid sal wees. Here, dat ons vanoggend opgewonde kan wees om te weet, u graf is leeg. U het opgestaan, u het dood oorwin. Here, en wanneer ons hierdie broodjie eet, praat ons nie van 'n dooie liggaam nie, ons praat van 'n verreëse eiland, wat sy liggaam vir ons gebreek was, maar wat opgestaan het. Dankie Here, dankie Jesus. Dankie Here. Here, ons dankie ook vanoggend vir die sap wat verwys na u bloed wat vir ons gestort is. Here, deur u bloed was die begin van 'n Nuwe Testament. Here, waarin ons as mens weer in verhouding met die groot ek is kan staan, wat ons in die teenwoordigheid kan inbeweeg. Here, en soos wat die Hebreërskrywer reg sê, dat ons met vrymoedigheid na u troonkamer kan gaan. Here, omdat u vir ons die weg gebaan het. Dankie vir u bloed. Dankie Here Jesus. Ons prys u naam, ons loof u naam. Dankie Here. Die van u wat graag met die beker bedien wil word, u kan net die hande opsteek en oom Frank sal julle kom bedien. Steek net die hoog julle hande op en oom Frank sal julle kom bedien. Daar bo nog iemand wat met die beker bedien wil word? Almal onder klaar? Baie dankie, julle kry ons mandjies uitdeel. Prys die Here, voorsangers, musikante, julle kan vir ons daar voorkom. Nou geliefdes, die koffiehuis is oop, maar daar's ook 'n lekker eendingetjie, wafel en roomys daar buite, vir die van julle wat belangstel en 'n soetland het en lus is vir iets lekkers. So julle is baie welkom om te gaan en te gaan kry. Ek mag dit nie sê wat ek nou gaan sê nie, maar gaan dit in elk geval sê. Chris en Susan, dankie vir die bus. Julle sal sien die bus is mooi pragtig geplak. Dit lyk sommer baie, dit lyk soos 'n nuwe bus. Maar dit is nog dieselfde bus. Ja, kom ons gee julle hande klap. Dit baie dankie.